Goeiemôre, nog steeds 12 November. Hierdie video is een wat ek wil maak weens 'n spesifieke vraag. Mense is baie bekommerd oor daar's a lot of fearmongering wat aangaan vandat daar nou 'n moslim gekies is as die burgemeester van New York City. Is daar 'n probleem? Gister het ek op ander social media iewers 'n video gesien van moslims wat in Texas in die straat gebid het en so aan, en ek het 'n video gesien van moslems wat in New York City self daar gebid het en so aan. En nou kom die groot vraag, is die moslems besig om Amerika oor te vat? Want as dit die geval is, en dit raak so gevaarlik, dan moet hulle dalk nie op die refugee program kom nie. Nou heel eerste moet jy alles hierdie in konteks vat. Die video's wat die mense opsit, as jy mooi gaan kyk, is dit 'n videoklip van 50, 60 of 70 moslems wat by mekaar is en hulle bid. Kyk in die konteks van die ding, kyk waar dit is en kyk waaroor gaan dit. Eerstens, kyk weer eers na en dit kan enige ou gaan opsoek op die internet, die religious demographics in Amerika. Tussen 62 en 68% van Amerikaanse bevolking erken hulle is Christians. Nog about 20% identify nie spesifieke religie nie. Moslems 1% van die hele populasie, 1%. So, dink gou aan die getalle, Amerika is 360 miljoen sterk. 1%, 360,000 is moslems. Teenoor die amper 70% Christians. 300 miljoen, 280 miljoen rond daar. So, is moslems besig om Amerika te invade? Nee. Is dit 'n probleem reg oor Amerika? Glad nie. Hulle is in klein pockets hier en daar. Ja, hulle maak 'n boei hier en daar partykeer, soos nou in New York City het hulle 'n video van hulle gemaak, hoe hulle bid daar in Times Square en daai plek in Texas. Who cares? Dis net, soos ek sê, mense wat video's maak, fearmongering, en dan vat hulle die video's, en maak hulle video's, kyk hoe invade die moslems Amerika, en ons moet dit onmiddellik keer, en dan sê die mense, ja, maar onthou, hulle deel aan groter gesinne as Amerikaanse gesinne, 'n bietjie baie aandeel om in te haal by ons, in die volgende paar dekades, of in die volgende paar eeue, as hulle op 1% van die populasie sit, en die Christene sit op meer as 60% van die populasie. Ja, maar nou, die New York City Mayor is 'n moslim, so what? So what? Hy kan nie sy moslim geloof afdwing op die populasie daar nie. Hy kan nie nou sê, okay, al die kerke moet toemaak en almal moet na 'n mosk toe gaan nie. Die mense gaan hom aflag. Dis is Amerika, freedom of religion, freedom of speech. Jy kan nie jou geloof afdwing op iemand nie. As hy wil na mos toe gaan op 'n Vrydag, Saterdag, whenever hulle gaan, fine by hom, gaan as jy wil. Hy kan nie sy mense wat vir hom werk of die populasie afdwing om dieselfde te doen nie. Ja, maar hy gaan sê, die ander ding wat gehoor het, hy gaan Sharia law in plek bring. Hoe gaan hy dit regkry? Daar's geen manier nie. Hy's nie nou in charge, hy's nie 'n king nie. Alles wat hy wil hê, alle reëls en wette wat hy wil maak, moet nog steeds deur die stad se munisipaliteit gaan, hulle leierskap. Dit selfs soos 'n kongres en goeters in die stad ook. Dit moet nog steeds deur hulle gaan. En dit moet nog steeds voorgelees word aan die populasie, en hulle moet wou daarvoor of hulle dit soek of nie in 'n referendum anyway. So, wat is dit beteken? Hy's 'n puppet. Hy het al klaar agtergekom, hy's net 'n puppet. So, net omdat daar nou in New York City 'n mayor in New York City sit wat 'n moslim is, beteken nie die Amerika word nou skielik oorheers deur moslems nie. Hulle is 1% van die populasie. Hulle het regtig nie 'n impak op die populasie nie. Hulle het beslis nie 'n impak op my of my religion of my werk of wat ook al ek doen nie. Of my freedoms nie. So, as jy gehoor het van die warmongering video's van hoe Amerika word geoorvlad deur moslems, lag dit af. Daar ons vat die hele dam onder die eense populariteit. Kan ek nog steeds kom met die refugee program en veilig lewe? Beslis. Jy gaan baie veilig lewe in Amerika. Jy gaan nie vervolg word of gepersecute word omdat jy 'n wit vel het nie.
Jy gaan dieselfde freedoms van enige ander persoon hê, al is jy 'n refugee, en jou kinders gaan die freedoms hê wat hy nog nooit gehad het in Suid-Afrika nie, en word net wat hulle wil. So, moenie dat dit jou afskrik, hierdie fearmongering van moslems en van allerhande ander goed wat die mense ook gebruik vir fearmongering nie. Dis al vir vandag, baie dankie. Ek hoop dit antwoord daai vraag wat hy ou spesifiek gevra het. Baie dankie.